Wanneer lyne ewewydig is, weet ons dat ooreenkomstige hoeke gelyk is, of ko-binnehoeke supplementêr is, met ander woorde optel na 180 grade, of dat verwisselende hoeke gelyk is. Maar vandag wil ons na die omgekeerde van hierdie stellings kyk. So laat ek net verduidelik wat die omgekeerde is. 'n Stelling het 'n kant wat gegee is, soos as lyne ewewydig is. So ewewydige lyne is vir my gegee. En dan volg iets, dit is die ooreenkomstige hoeke is gelyk. As ek nou in die omgekeerde rigting werk, met ander woorde, as ooreenkomstige hoeke gelyk is, as dit die gegewe deel is, dan sal die lyne ewewydig wees. So, dit is 'n handige manier hoe ons kan bewys dat lyne ewewydig is. Nou, ek gaan maar die 3 maniere een vir een vat. Die een waarna ons nou net gekyk het, as lyne ewewydig is ooreenkomstige hoeke gelyk, en dan in die ander rigting, met ander woorde die omgekeerde, is as ooreenkomstige hoeke gelyk is, dan is die lyne ewewydig. So, as ek kan bewys dat hierdie 2 hoeke gelyk is, dan sal AB ewewydig aan CD wees. So, let mooi op, ek het nie met ewewydige lyne begin nie. Ek het net begin met 'n gewone lyn en nog 'n gewone lyn. Hulle het geen pyltjies op nie. Ek weet nie of hulle ewewydig is nie. En ek soek 'n manier om te bewys hulle is wel ewewydig. Al wat ek hoef aan te teken is dat ooreenkomstige hoeke gelyk is. So ek kan dus sê AB is ewewydig aan CD, want ooreenkomstige hoeke is gelyk. Goed, die tweede een, werk met ons ko-binnehoeke. Ons weet reeds, as lyne ewewydig is die ko-binnehoeke supplementêr. So die ko-binnehoeke, daai dooitjie daar en die kruisie hier is my ko-binnehoeke. As hulle gelyk, wel, as die lyne ewewydig is, want hier sien ek my pyltjies, so ek weet dat hierdie lyne ewewydig is. As die lyne ewewydig is, dan weet ek dat die ko-binnehoeke saam 180 grade gee. Die omgekeerde sê, as die ko-binnehoeke saam 180 grade is, dan is die lyne ewewydig. So ek begin nie met ewewydige lyne nie, ek het net gewone lyne AB en CD en ek soek 'n manier, hoe sal ek weet of daardie lyne wel ewewydig is? Wel, die stelling gee vir my 'n manier. Dit sê vir my dat AB ewewydig aan CD sal wees as die ko-binnehoeke. So, dit is my rede, die ko-binnehoeke is supplementêr. Dan weet ek, hierdie lyne is ewewydig. En dieselfde vir die derde manier, dit werk nou met verwisselende hoeke. Ek het my stelling gehad, as lyne ewewydig is, dan is verwisselende hoeke ewe groot. Ons het dit altyd in 'n Z-vorm gesien, en daar kan jy sien, my 2 verwisselende hoeke is gelyk. Nou, vir die omgekeerde stelling werk ek met 'n eenvoudig met 2 lyne A, B, C, D, en ek wonder, is hulle dalk parallel? Is hulle dalk ewewydig? Nou die omgekeerde van hierdie stelling sê, as ek maar net 'n paar verwisselende hoeke kan kry wat gelyk is, dan sal die lyne ewewydig wees. So ek kan sê AB is ewewydig aan CD, want my rede is dat my verwisselende hoeke gelyk is. Reg.
hier is net 'n vinnige opsomming van die 3 omgekeerde stellings. Ons kan bewys dat ooreenkomstige hoeke gelyk is, of dat ko-binnehoeke supplementêr is, of dat verwisselende hoeke gelyk is, met die rede vir elkeen, en dan sal ek weet dat my lyne ewewydig is. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Die vraag sê, bepaal met redes of CD ewewydig is aan EF. Nou CD is hierdie lyn en EF is daardie lyn. Nou hulle lyk baie ewewydig vir my, maar ek mag nooit net op hoe dit lyk nie gaan. Ek moet iets bewys. Nou, ek weet dat hierdie hoekie A3 ook 115 grade gaan wees. Want, kyk hier het ek 2 lyne wat kruis en die hoeke staan reg oor mekaar. So hoek A3 is 115 grade. Dit is reg oorstaande hoeke. En nou kan ek kyk hier is my C-vorm wat ek vir ko-binnehoeke nodig het. Nou kan ek gaan kyk, is hoek B2 plus hoek A3. So hoek B2 plus hoek A3, as dit net gelyk aan 180 grade sou wees, dan is my ko-binnehoeke supplementêr en dan is die lyne ewewydig. So B2 weet ek is 65 grade en A3 is 115 grade en inderdaad, as jy dit bymekaar tel, is dit 180 grade. Daarom is CD ewewydig aan EF en my rede sal wees ko-binnehoeke supplementêr of saam 180 grade. Hier is nog so enetjie. Ek wil nou hierdie slag weet, is hierdie lyn CD ewewydig aan hierdie lyn EF. Weereens, as jy na die skets kyk, lyk dit nogal so. Maar as ek gaan en ek kyk na my ko-binnehoeke, daar is hulle. Daar is my C-vorm en ek het dit gekies omdat die 2 hoeke daar binne vir my gegee is. As ek kyk na A3 plus B4, dan kry ek 125 grade plus 45 grade en 125 plus 45 is 170 grade. So, my ko-binnehoeke is nie supplementêr nie. So, CD is nie parallel aan EF nie, want my ko-binnehoeke is nie supplementêr nie. Goed, volgende een. Vraag 2 vra vir ons, bewys dat DF ewewydig is aan BC. Nou waar is DF? Dis hierdie lyn. Ek wil hom bewys ewewydig aan BC. Onthou, daar is 3 maniere. Dis die 3 omgekeerde stellings van ooreenkomstige hoeke, of ko-binnehoeke, of verwisselende hoeke. So ons moet nou kyk, watter een gaan hier werk? Nou ek sien dat hoek B gelyk is aan hoek F. Dit is vir my gegee. So as ek miskien kan regkry om te bewys dat D1 ook gelyk is aan F, dan sal ek reg wees, want D1 en B is
ooreenkomstige hoeke. Nou kom ons kyk, ek gaan dit groen maak. Hier het ek my Z-vorm, dis nie juist groen nie, né? Kom ons kyk, ek vat liewerster 'n highlighter en ek vat 'n groen highlighter. Sien julle my N of my Z-vorm hier? En let op dat hierdie lyne ewewydig gegee is. AD is ewewydig aan FC en dan herinner dit my aan hierdie N-vorm en dit beteken my verwisselende hoeke is ewe groot. So D1 is gelyk aan hoek F, want dit is verwisselende hoeke vir my ewewydige lyne. Ek het gebruik dat die ewewydige lyne gegee was. Nou weet ek dat hierdie hoekie hier ook maar eintlik 'n kolletjie kan kry. En nou sien jy dat F ook gelyk aan B was. Hoek F is ook gelyk aan B. Dit was gegee en daarom weet ek dat hoek D1 gelyk is aan hoek B. Goed, ek wil net 'n bietjie skoon maak. Ek het nou, ons vat 'n rooi pen. Ek het nou dat hierdie hoekie D1 gelyk is aan die hoekie B. So as ek nou die omgekeerde ooreenkomstige hoekestelling wil gebruik, kan jy sien hier is my F-vorm. Okay, ek weet nog nie dat DF ewewydig is aan BC nie, maar ek het 'n paar ooreenkomstige hoeke gevind wat wel gelyk is. Daarom kan ek sê dat DF ewewydig is aan BC, want my ooreenkomstige hoeke is gelyk. Ek wil hê julle moet baie mooi kyk na die verskil hier. Hier was ewewydige lyne gegee en daarom het ek geweet my verwisselende hoeke gaan ewe groot wees. Hier probeer ek bewys dat die lyne ewewydig is. So ek het ooreenkomstige hoeke gekry wat gelyk is en daarom is die lyne ewewydig. Vir vraag 3 wil ek aantoon dat driehoek ABC kongruent is aan driehoek CDA en dan ook dat AB ewewydig is aan DC. Nou as jy nou maar net mooi na jou skets kyk, sal jy sien hier is pyltjies en dit sê vir my dat AD ewewydig is aan BC. Want ons gebruik mos altyd pyltjies op 'n skets om te wys watter sye is ewewydig. Ook sal jy sien dat hier 2 streepies is en daar 2 streepies is. So dit sê vir my dat AD gelyk is aan BC. Goed, dit is vir my gegee. Nou wil ek vir nommer A kyk na driehoek ABC en na driehoek CDA en ek wil probeer om die 2 kongruent te bewys. So van A na B na C is hierdie onderste driehoekie en van A of eintlik CDA is van C na D na A is die boonste driehoekie. Nou ek weet reeds dat AD hier in die boonste driehoekie, AD gelyk is aan BC in die onderste driehoekie. So BC is gelyk aan AD, dit was gegee. Maar daar is net een ietsie vir my gegee. Ek het net dat hierdie 2 sye gelyk is. Niks anders is gegee nie. So ek moet myself afvra, is daar iets wat ek kan aflei?
Nou baie duidelik, deel die twee driehoeke die sy AC. So ek kan ook sê dat AC gelyk aan AC gaan wees, want hulle is gemeenskaplik. En nou soek ek 'n hoek, want onthou, ons het hoek, laat ek net dink, sy, hoek, sy, of hoek, hoek, sy. Ja, daar is nog twee ander, maar ek gaan een van hierdie twee gebruik. So, ek het 'n sy en ek het nog 'n sy. Onthou, as jy die hoek wil gebruik, dan moet dit die ingeslote hoek wees. Nou kyk, die sye wat ons gebruik het, is hierdie sy BC, wat gelyk is aan AD. En kan julle sien, die ingeslote hoekies is A1 en C1. Nou is A1 dalk gelyk aan C1. Ja, dit is. Om dit beter aan te dui, gaan ek maar net weer 'n bietjie skoon maak. Ons het hier ewewydige lyne en ons weet dat as ek 'n N-vorm het of 'n Z-vorm, hoe jy ook al daaraan wil dink, dan gaan my verwisselende hoeke, met ander woorde A1, gelyk wees aan C1. So ek het ook dat hoek C1 gelyk is aan hoek A1. Dit is, ek gebruik my ewewydige lyne. So ek gebruik die gewone rigting van die stelling wat sê, as my lyne ewewydig is, dan is die verwisselende hoeke ewe groot. So C1 is gelyk aan A1, want hulle is verwisselende hoeke vir die ewewydige lyne. So, nou het ek BC, hoek C1 en AC. En hierdie kant het ek DA, hoek A1 en AC. So, dit is 'n sy, hoek, sy. Ek kan dus sê driehoek ABC is kongruent aan driehoek CDA en my rede gaan wees sy, hoek, sy. Nou vir nommer B. Nommer B vra vir my om te bewys. Kom ons maak maar weer skoon. Ons weet dat hierdie enetjie gelyk aan hierdie een is, ons het dit nou net gehad. Ons wil bewys dat AB, so hier die een, kom ons vat 'n geel highlighter, ons wil bewys dat AB ewewydig is aan CD. Nou om te bewys lyne is ewewydig, moet ek of soek vir wisselende hoeke wat ewe groot is, of ek moet soek vir my F-vorm, wat vir my gaan sê ooreenkomstige hoeke wat dalk ewe groot is, of my C-vorm. Maar kyk, uit die kongruensie, hierdie twee driehoeke wat kongruent is, weet jy mos nou, dat al drie pare hoeke ewe groot is. So, ek het hier 'n kolletjie en 'n kolletjie, daardie twee wat op mekaar gaan val, kyk na die volgorde, B en D is ewe groot, en dan is hoek C en die ene, kom ons maak maar 'n rooi kruisie in hom, gelyk aan A2. En dis mos wat ek nodig het, want nou het ek my Z-vorm hier, en ek het twee verwisselende hoeke wat ewe groot is. So ek gaan begin deur te sê dat hoek A2 net so groot is soos hoek C2. En waarom sê ek dit? Nie omdat ek weet ek het ewewydige lyne daar nie, maar omdat ek weet die driehoeke is kongruent.
So al 3 pare hoeke is gelyk en al 3 pare sye is gelyk. En as ek het dat A2 gelyk aan C2 is, dan gaan AB ewewydig wees aan DC, want hierdie 2 hoeke wat ek ewe groot gevind het, is verwisselende hoeke. So, hulle is ewewydig, want ek het verwisselende hoeke wat gelyk is.